'n nuwe betekenis aan goeie diens, nê. In my virtuele ateljee professor Koos Malan. Môre Koos, Goeiemôre Isak. hoe gaan dit daar by jou? Dit gaan uitstekend. Ons het goed geslaap. Pretoria se weer is wonderlik. Dit is toegetrek, dit is koel. Dit dui waarskynlik weer op verdere reën na reën gisterand. Baie aangenaam. Hoe lyk dit daar by jou? Nee, stryd is groot, maar die genade daarom groter, Koos. Ons hou vas en gaan aan en ons gesels vanoggend met jou oor jou rubriek in reaksie op die afgelope week se warm debat oor 'n Afrikaner verklaring en al die gebeure rondom dit. Wat nou interessante wendinge neem. Kom ons kyk gou na jou rubriek, die artikel wat jy geskryf het en waarin jy sê maar hoor hierso, pas op, hierdie ding maak dat julle nou die ANC met moord laat wegkom. Vertel vir ons hoe jy daarna kyk. Isak, in die eerste plek, ek beskou hierdie nie as 'n debat nie. Ek is van mening dat die sogenaamde oop brief van die 40-tal of wat ook al mense wat hulle self nou skielik Afrikaners O gits. Koos het weggeraak dan, maar hy's terug. Ek dink nie werklik dat dit kwalifiseer as 'n bona fide bydrae tot enige vorm van debat nie. Ek beskou dit as van besondere swak gehalte. Beskou dit derhalwe as net gepas om veroordeel te word, eerder as om 'n bona fide bydrae tot enige vorm van debat te wees. In die tweede instansie dink ek daar's in elk geval nie 'n bona fide debat tussen twee kampe Afrikaners nie, vir die doodeenvoudige rede dat die briefskrywers mense is wat streng gesproke eintlik in twee suigstrome verval het. In die eerste plek is hulle in 'n suigstroom van die ANC en ek sal nou daarop ingaan. Maar in die tweede plek is dit baie interessant dat hierdie mense is ook in 'n suigstroom met betrekking tot Afrikanerskap. Vir baie lank, oor 'n tydperk van etlike dekades, was dit nie gepas vir mense om na hulle self, ook vir Afrikaners, om na hulle self as Afrikaners te verwys nie. Baie het, maar 'n groot klomp het dit juis nie gedoen nie. Daaronder tel juis mense wat hierdie brief onderteken het. Nie almal nie, maar definitief sommige van hulle. So wat gebeur is, ironies genoeg, bizar soos 'n vriend van my van die Verenigde State sê, het hierdie mense eintlik in die suigstroom geval van die solidariteitsbeweging en van AfriForum. Want dit is die groepering wat deurlopend hulle self ten doel gestel het om die belange van Afrikaners in Suid-Afrika te beskerm en om 'n klomp klaarblyklike konkrete stappe te doen om dit wel te doen. Nou wat gebeur het, is dat die hele simboliek van Afrikanerskap om jouself te definieer as Afrikaner, het die afgelope tyd geweldig gegroei. Dit het dermate gegroei dat hierdie spannetjie wat die brief onderteken het, met inbegrip van mense wat die grootste vyande as het ware is van die begrip Afrikanerskap, soos, en hy is op rekord ten aansien daarvan, soos ons vriend Piet Kroukamp, het besluit om hulle self nou Afrikaners te noem. So dit is doodeenvoudig in die suigstroom val van solidariteit en AfriForum. Dis hoekom ek sê, hierdie is nie 'n bona fide debat nie. En laastens is dit ook nie 'n bona fide debat nie vir die doodeenvoudige rede, en dan kom ons by die kern van my stuk gister se rapport, is die inhoud van die oop brief heeltemal ontdoen, met ander woorde ontslae van enige behoorlike argument, en kan 'n mens eintlik dit nie laat kwalifiseer as 'n bydrae tot as 'n ernstige bydrae tot enige werklike debat nie. Ek wil gou op daai punt voordat jy by die kern van die rubriek uitkom, die punt wat jy nou maak, dink ek het ek ook raak gelees in Tim Du Plessis se meningsstuk gister, waarin hy sê, maar solidariteit het dan nou al gesê, AfriForum het dan nou al gesê, hulle het al hierdie vrae geantwoord,
wat dan eintlik maar soos wat jy sê, geen punt vir 'n debat is nie. Kyk, ek dink jy's reg. Tim het die punt gemaak dat hy kan nie die kloukie by die oor bring oor wat die oogmerk is vir waarom hierdie groep mense hierdie brief van hulle die lig laat sien het nie. Is dit nou net om te sê ons is baie geleerd? Is dit nou net om te sê luister, ons het 'n klomp grade of wat ook al, en ons in ieder geval baie ander mense wat baie ander grade het, so ek beskou hulle glad nie as intellektueel leidinggewend nie, veral nie as mens dit meet aan die hopelose gehalte van hierdie gepoogde brief nie. So dis eintlik onduidelik waarom hulle die brief geskryf het. Daar het nou intussen, en ek wil nie graag op die bespiegeling daarvan ingaan nie, maar daar het nou intussen beriggewing voor in dag gekom wat sê wat lei dat hierdie eintlik 'n projek is van die Departement van Buitelandse Sake, mense uit die Suid-Afrikaanse Departement van Buitelandse Sake, met ander woorde vanuit die ANC, vanuit die kantoor van Zyn Dangor, die direkteur-generaal van die Departement van Buitelandse Sake, Herkou, en trouwens ook dat die eintlik 'n projek is van die Suid-Afrikaanse geheime diens, van die veiligheidsdienste. Ek gaan nie op die rekord daarvan in nie, maar dit kan 'n rede bied, 'n verklaring bied van waarom daar inderdaad met hierdie brief vorendag gekom is. Wat betref die inhoud van die brief, Isak, ekskuus, het jy eers 'n vraag op die hart? Nee, jy kan aangaan asseblief. Goed, wat betref die inhoud van die brief, ek sê die brief maak 'n fundamentele wanvoorstelling oor wat die posisie in Suid-Afrika is en is as sodanig 'n pro-ANC brief. Die brief doen dit op 3 maniere. In die eerste plek stel dit bloot in abstrakte terme dat Suid-Afrika staar uitdagings in die gesig. Die uitdagings van armoede, die uitdagings van ongelykheid en die uitdagings voortspruitend uit die nalatenskap van apartheid. Wie se taal is dit? Dit is die taal van die African National Congress. Daar word in abstrakte terme gesê, maar ons het probleme, ons het ernstige uitdagings. Dit is nie so nie. Ons het nie ernstige uitdagings nie. Ons ly spesifiek aan die nalatenskap van 31 jaar van hopelose ANC wanregering. Ons almal weet dit. Trouwens, die briefskrywers weet dit ook. Ons weet tog dat die verval van ons infrastruktuur, die verval van die staatsdiens, die verval van munisipale bestuur, die verval in misdaad, onder andere as gevolg van die feit dat die grense doeteenvoudig oopgemaak is, reeds 31 jaar gelede op inisiatief van 'n vorige ANC-leier en president Mbeki. Die verval in die polisiemag, die verval in die vervolgingsgesag. Ons weet tog dat dit inderdaad die produkte is, onder andere van kader deployment, wat 'n integrale deel is van die transformatisme en die sogenaamde National Democratic Revolution waaraan die ANC so verknog is. Dit is die rede vir Suid-Afrika se probleme. Dis die rede waarom die publiek so ly. Dis nie net sommer algemene probleme wat eendag uit die bloue hemel op ons neergedaal het nie. Dis nie net algemene probleme nie. Hierdie mense is akademici. Hulle behoort tog ernstig met die waarheid om te gaan. En ook polities eerlik met die waarheid om te gaan. Hoekom doen hulle dit nie? Die enigste verklaring wat ek kan bied, tensy hulle iets tot die teendeel kan aanbied, wat ek tot sover nog nie gehoor het nie, is dat hulle doeteenvoudig echo's is van die ANC se eie propaganda. As jy nie vermeld dat hierdie dinge direk voortspruit uit die ANC se wanregering nie, dan is jy uit die aard van die saak in die finale instansie besig met 'n blote toesmeerdery. Dit is hoekom ek sê, hulle is doeteenvoudig ANC-apologete en laat die ANC as dit ware wegkom met moord. Dis die eerste rede. Die tweede ding is, hulle sê nee, maar Afrikaners en wit mense word nie spesifiek geteiken deur ANC-beleid nie. Wat gaan aan met die mense? Het hulle verval in 'n toestand van geheueverlies? Weet hulle Suid-Afrika aan die gang is nie? Het hulle nie kennis geneem van sogenaamde Black Economic Empowerment nie? Het hulle nie kennis geneem van sogenaamde Affirmative Action nie? Wat nie Black Economic Empowerment is nie, en wat nie Affirmative Action is nie, maar wat bloot die bevoordeling is van die ANC-oligargie en die mense in sy onmiddellike nabyheid. En wat tegelykertyd daarop neerkom dat die Suid-Afrikaanse publiek in die breë benadeel word, maar
baie bepaald ook spesifieke Afrikaners, spesifieke blankes, naamlik mense wat by die ekonomie wees, maar teen wie gediskrimineer word op 'n sistemiese grondslag, nou al oor 'n tydperk van 31 jaar. Nou, Piet Leroux van Sakeliga, ek artikel, verwys na die ANC se beleid en is 'n toenemend streng beleid. Dis 'n toenemend afbreekende beleid. Verwys daar as getekende sanksies teen 'n sektor van die Suid-Afrikaanse samelewing, naamlik blankes en Afrikaners. Weet die briefskrywers nie hiervan nie? Hierdie briefskrywers is onder andere mense wat sê hulle is politieke kommentators en dat hulle derhalwe ingelig in die Afrikaanse situasie. Daar is nie verklarings as dit nie vermeld word nie, dat jy doeteenvoudig bewusteloos is en nie weet wat aan die gang is nie. Dis een moontlikheid, wat natuurlik 'n verdoemende oordeel oor die brief is. Of in die tweede plek weet jy daarvan, maar jy besluit om liewers niks daaroor te sê nie. In welke geval dit eintlik, en ek het dit pertinent genoem, in welke geval die oop brief verval in 'n toestand van morele bedenklikheid. Want in plaas daarvan dat jy erns maak met 'n bepaalde sektor van die samelewing, sien dit 'n minderheid wat polities in 'n beduidende mate eintlik polities ontmagtig is. Jy maak nie erns met die mense se probleme nie. Jy maak of dit nie bestaan nie. Jy maak asof die verhuising van Afrikaners, en ek praat nie van vlugtelinge nie, van Afrikaners en baie blankes vanuit Suid-Afrika, van etlike 100.000 mense, seker al naby 1 miljoen oor die afgelope 30 jaar nie bestaan nie. Nou, hoekom doen jy dit? Wel, in die eerste plek is dit getuienis daarvan dat jy doeteenvoudig nie ernstig wil omgaan met die realiteit nie, en dat jy doeteenvoudig jou kop na 'n ander plek toe draai, as om te kyk na die spesifieke predikament, die spesifieke verknorsing waarin die Afrikaner en blanke minderheid in Suid-Afrika verkeer. En ten slotte, ongelukkig weer eens is dit doeteenvoudig om die ANC in watte toe te draai, in plaas daarvan om die ANC spesifiek in die skuif te kry. Daarom sê ek, is dit so 'n hopelose brief. Maar daar's dan 'n derde ding. Die mense is verward. Die brief getuig van ernstige verwarring. Hulle sê nee, maar dis nie so dat daar 'n volksmoord in Suid-Afrika is nie. Nou wie sê daar's 'n volksmoord in Suid-Afrika? Ek het nie so gesê nie. AfriForum sê nie so nie. Die Solidariteit Beweging sê nie so nie. Maar hierdie mense impliseer dat dit inderdaad gesê word. So wat doen hulle? Ek het daarna verwys as strooipoppery. So jy stel vir jouself 'n strooipop op en daarna soos 'n wafferse Don Quixote loop jy dit storm en jy maak asof jy 'n groot argument wen. Dis nie 'n argument nie, daar is nie so 'n kwessie nie. Die mense sê, maar hulle vereenselwig hulle nie met die sogenaamde Make die Afrikaner Great Again projek nie. Wat 'n projek is dit? Wie het sodanige projek? Het Solidariteit en AfriForum so 'n projek? Is mense soos ek betrokke by so 'n projek? Uit die aard van die saak nie. So dis 'n totaal marginale ding, wat in die finale instansie eintlik maar grootliks uit die briefskrywers wat die inisiatief geneem het, se duim gesuig is. En dit word dan ingewerp hier in die openbare debat, asof dit 'n kwessie is. Die mense is verder vreeslik bekommerd daaroor dat 'n bepaalde benadering deur Trump gevolg word met betrekking tot asiel, in gevolge waarvan hy voorkeur verleen aan blankes vanuit Suid-Afrika, spesifiek Afrikaners. Dit is so. Is dit 'n probleem vir AfriForum en vir Solidariteit? Inderdaad is dit 'n probleem. Ons kan weliswaar dankbaar wees as daar uitgereik word na deur 'n groot moondheid, eintlik die enigste groot moondheid wat in die wêreld oorgebly het, na Afrikaners en na blankes in Suid-Afrika. Maar ons sal dit baie eerder graag wil hê dat hulle ons posisie in Suid-Afrika moet versterk, dat mense hier moet bly in plaas daarvan om die land te verlaat. AfriForum en Solidariteit is tot vervelings toe op rekord daaroor. So om hierdie mense te verkwalik daarvoor en om Trump om hierdie mense aan die stert van Trump te knoop, is doeteenvoudig belaglik. Vir 'n doeteenvoudige rede, dit is nie Solidariteit, AfriForum en die groot gros van Afrikaners 80%, 90% se posisie nie. So dis weer eens 'n geval van strooipoppery. As hulle bekommerd is oor die asielkwessie, neem dit op met Trump. Sê vir Trump, luister, jou asielbenadering is verkeerd. En as hulle bekommerd is oor bepaalde
kulturele stryde wat in die Verenigde State gevoer word tussen die ver links in die Demokratiese Party en die Republikeinse Party aan die ander kant, wel gaan neem daaraan deel. Maar dit het dis absoluut niks met ons hierso te doen nie. So dis dood eenvoudig om 'n strooipop weer eens op te stel. Dis die laaste en die derde rede waarom ek sê die brief is werklik van patetiese gehalte. Ek is regtig verbaas, dis wat ek in die laaste sin gesê het, dat mense wat klaarblyklik intelligente persone is met so 'n hopelose stuk brouwerk vorendag kan kom. Ek dink dat hulle probeer natuurlik ook politieke stemming maak. Hulle probeer om steun te werf. Vanoggend is daar 'n artikel van my gewaardeerde vriend, as ek maar so gaan uitdruk, Gert van der Westhuizen. Gert het 'n artikel geskryf op Netwerk 24 waarin hy duidelik eintlik mense aanspoor om die brief te onderteken. Die brief is nou vir meer as 10 dae al met ons en ek sien hy het nou net so 'n bietjie meer as 1000 ondersteuners. Dis hopeloos. Die publiek vel ook 'n oordeel daaroor. Die publiek sê saam met my of ek sê saam met die publiek. Kerels, julle het hopelose brouwerk gelewer in weerwil van die feit dat julle voorgee dat julle prominente en toonaangewende persone in die Afrikaanse en Afrikaner samelewing is. Ek wil vir jou vinnig 'n vraag vra oor as ons en ek doen dit nou met 'n doelbewuste rede, maar kom ons aanvaar vir 'n oomblik die ouens wat die brief geteken het nou nie 'n agenda om die ANC te bevorder nie. Wat se ander rede sou 'n mens kon gee vir die ondertekening van so 'n brief, as mens dit nou buite rekening sou laat? Ja, kyk, ons sal nou in die volgende dae moet sien in watter mate, en dit lyk vir my dit is wel die geval, maar laat ek nie 'n oordeel daaroor uitspreek nie, is die regering, is die ANC, is senior mense in die veiligheidsdienste en die departement van buitelandse sake wel hier agter, en asof die stomme ondertekenaars en die stomme opstellers van die brief, of is iemand anders dalk opsteller van die brief, Piet sê, nee, Piet Kroukamp, hy het die brief opgestel, dis sy inisiatief, maar as 'n persoon in die departement van buitelandse sake, dame wat sê, maar sy is die opsteller van die brief. So, dis myne, nee, dis myne, ons sal nou maar sien, waar kom dit vandaan? Maar goed, dit daar gelaat vir die oomblik. Kyk, ons moet onthou, dat baie van ons mense, en ek tel myself daaronder, het basiese liberale uitgangspunte. Ons mag dit dalk verbasend vind, mense mag dit dalk verbasend vind as ek so sê. Maar ons onderskryf demokratiese beginsels van vryheid van keuse oor 'n baie breë spektrum. Ons het geen stryd daarmee nie, inteendeel. Maar net soos wat ek sê dat die individu 'n basiese bousteen van die samelewing is, sê ek tegelykertyd dat groepe ook 'n basiese bousteen van die samelewing is, en dat ek trouens my individualiteit in 'n beduidende mate ook aflei van my behorendheid tot groepe, en ook die Afrikaner volk, die Afrikaner gemeenskap. Maar, en dis die belangrike ding, Isak, linksgesinde mense, ou kommuniste, en derger mense, wat tans deel is van die linkse beweging in die westerse wêreld, verag die gedagte van bepaalde kultuurgroepe, en wil hê dat ons eintlik onsself net moet beskou as ongedefinieerde individue, wat in een groot samelewing moet opgaan, dat dit met ander woorde net individue is aan die een kant, en wat afhanklik staan teenoor 'n goed funksionerende staat aan die ander kant. Dit was die projek, dit was die linkse projek in 1994, en dit was die rede waarom onder andere van hierdie mense, soos Max de Pre, onthou julle hom, so bly was. Dit was as dit ware, was 1994, volgens hulle beskouing, die begin van die einde van die Afrikanerdom. Dit het toe geblyk nie die geval te wees nie. Intussentyd het die hele gedagte van Afrikanerskap en Afrikanerpolitiek, wat my goeie vriend Piet Kroukamp so verag, het herontstaan. Dit het herontwaak, as gevolg waarvan
'n baie breë spektrum van die Afrikaanse publiek op hierdie stadium, en dis 'n baie breë spektrum. Dis gematigde mense. Dis eintlik alles behalwe die weersinnige vreemde linkses op die verste punt van die politieke spektrum. Het hulle eintlik, het sy by wyse van lidmaatskap of by wyse van ander forme van ondersteuning by etlike groeperings van etlike Afrikaner groeperings geskaar of by ander groeperings geskaar wat Afrikaner groeperings is of wat tegelykertyd basies 'n konservatiewe ekonomiese idees huldig soos byvoorbeeld Sakeliga en wat gemeene saak maak met Engelssprekende persone, wat gemeene saak maak met persone van kleur. Dit is die seëvierende gedeelte wat nou die afgelope tyd al hoe sterker na vore tree. So wat dit is, wat jy sal opmerk by hierdie mense, ek gaan 2 name noem, ek hou nie daarvan om persoonlik te raak nie, maar kyk maar na Piet, na Kroukamp, en kyk maar veral na arme Max de Pre. Die mense is ernstig verbitterd. Hulle is woedend. Hulle wissel tussen verbittering, siedendheid en woede. Vir een eenvoudige rede. Die projek in gevolge waarvan die Afrikaner moes verdwyn, het misluk. En ek dink baie van hierdie mense, en ek skryf dit nie toe aan al die ondertekenaars nie, ek ken etlike van daai mense wat inderdaad maar 'n bietjie naïef is en wat op sleeptou geneem is, dink ek. Maar eintlik is die projek is die rede vir die brief van mense, myns insiens, en ek bespiegel, maar van mense soos Piet en Max de Pre is dood eenvoudig verbittering omdat die linkse politieke projek skromelik misluk het. Ek moet sê, net so voor ek vir jou Kobaai sê, die feit dat nog net 1000 mense dit geteken het, in my kop sê dit, my waarneming daarvan is, dat dit daarop wys, dat die brief eintlik maar 'n dooie perd opgesaal het, dat dit 'n nuttelose doel dien. Sonder enige twyfel, dit is 'n enorme mislukking. Kyk, dis nou 'n windeier. Dit is so erge windeier, hy stink nie eers nie. Nee, ek dink dit is 'n enorme groot mislukking. Dit moes 'n saak gestel het. Dit het nie 'n saak gestel nie, soos wat ek sopas uiteengesit het. Dit is onoortuigend. Dit is moreel afkeuringswaardig, dit is moreel bedenklik en in die finale instansie is dit as 'n politieke aksie wat probeer om steun te monster 'n enorme, 'n weergalose mislukking. Koos, ek wil gou vir jou hierdie vraag ook vra. Die punt wat vir my lyk na vore wil kom uit met hierdie mense se reaksie is vir hulle om te sê maar die ander Afrikaners is hulle doen die ding verkeerd en hulle die groepie is doen dit eintlik beter. Dis asof daar 'n neerkyk is, terwyl verreweg die meerderheid van Afrikaners wat ek ken en wat Tim ook waargeneem het in sy artikel, die gaan gewoon aan met die lewe en doen al die regte goed. Absoluut so. Dit is hoekom ek sê dat waarmee ons hier te doen het, is 'n piepklein ideologiese stromingkie, wel 'n paar druppels, eintlik nie 'n stroming nie, wat dood eenvoudig uit oorwegings van verbittering optree en wat dood eenvoudig optree uit oorwegings van die feit dat die besef klaarblijklik op hulle neergedaal het, dat die projek in gevolge waarvan die Afrikaner gemeenskap post 1994 moes verdwyn, het ongelukkig vir hulle het misluk. Absoluut so. Die oorgrote gedeelte van Afrikaners is nie konservatiewe Afrikaners nie, dis nie regse Afrikaners nie. Jy kan watter term ook al gebruik, jy maak 'n ernstige fout. Die oorwegende gros van Afrikaners, feitelik oor die hele politieke spektrum heen, behalwe hierdie vreemde groepie in finale instansie weirdos, wat by hierdie ding betrokke is, weet tog die huidige Suid-Afrikaanse opset het in 'n beduidende mate misluk, maar probeer onder andere by wyse van aansluiting en by wyse van ywer wat aan die dag gelê word deur 'n verskeidenheid van organisasies om van die opset 'n sukses te maak, om as dit ware uit die mislukking wat die ANC en die huidige grondwetlike orde gelewer het,
'n mate van sukses te pluk en ek dink dit gaan inderdaad gebeur. Die groepie wat dit nie gehad het nie en is verbitterd en ek dink ons sal waarskynlik met verdere verbittering getuister word, maar nie met sukses getuister word uit daai geleedere nie. Nee, hier het ons nou 'n openbare tentoonstelling gehad van mislukking van mense wat hulle self waarskynlik baie intelligent en toonaangewend ag. Verkeerdelik so. Professor Koos Malan wat so gesels. Koos, baie dankie. Lekker dag vir jou. My plesier. Allerbeste, Isak. Goed gaan. Groetnis.